Die Here vir ons sy woord sal oopbreek, sal oopmaak. Ek nie hoekom het, sien ek net 'n granaat. En 'n granaat sê hulle is veronderstel om. As jy 'n granaat het en jy tel die putte en is in 613, dan sê jy hierdie is 'n appel, is nie 'n granaat. Maar hulle beweer daar 613 putte in 'n granaat. En daar is 613 Joodse wette. As jy vir hulle almal gaan tel, blyk ek het hulle op nie getel nie, né? En so 613 wette, maar as die woord vir ons oopbreek, beloof ek vir jou, soos die kinders altyd sê, ek beloof jou, rarig. Dan sê ek vir jou, as ons die woord oopbreek, ontvang ons nie 613 wette nie. Ons ontvang die antwoord vir 613 wette. Yeshua, ons ontvang Jesus. Ons ontvang hom met sy absolute liefde vir ons. So Samuel nou gelees het, daai Psalm sê, dan ontvang jy my salvation, my Yeshua. Soos die laaste vers in Psalm 91, dan sê hy, dan gee ek vir jou, jy sal my salvation beleef, jy sal my redding beleef, jy sal my Jesus beleef. Dwars deur die woord, ons prys sy naam. Dankie Jesus. Laat ons u woord kan oopmaak en kan lees. Dat ons kan leer van u, dat ons weet, Heilige Gees is hier. Hy is saam met ons. Totaal en al vir ons. Ons prys sy naam. Ons eer sy naam. Ek wil graag begin met Johannes 10 vers 14 en 15. Vers 11 sê toevallig ook, hy sê die goeie herder lê sy lewe vir die skape af. Hy sê dit weer hier in 15. Maar die goeie herder, Jesus is waarlik die goeie herder. Ek het baie goeie regte skaapherders geken in my lewe. Ons het op die plaas waar ek vir Laban geboer het, vir my skoonpa, het ons onder andere ou Piet gehad. Ou Piet was so goeie ou werker, ek dink ou Piet was ouer as wat die plaas was, maar in elk geval. En op 'n stadium toe staan hy hier en ek dink 92 was dit mos so droog daar, wel in elk geval dwars oor die land, maar veral daar by ons, dat die regering van daai tyd het vir die boere droogte hulp gegee. En nou is dit heeltyd 'n storie van beeste skuif, want daar was baie beeste en baie skape. En nou sê ons vir my skoonpa, ons moet daai strop van Piet ook skuif. Daar's nie meer kos nie. Hy sê ons kan dit nie aan Piet doen nie. Hy sê, wat bedoel pa? My swaar kan nog goed, my swaar nog so. Hy sê, wat bedoel pa? Hy sê, ons gaan vir Piet doodmaak, sê hy. Piet is toe al seker 80 of wat, maar elke oggend gaan hy na sy skape toe. En hy sê net, ons kan nie sy skape wegvat nie, ons gaan hulle voer. Toe sê hy nie, ons moet sommer daar om Piet se huis, want Piet se huis was naby die kraal, moet ons die voer gooi. Sê my swaar, nee, ons wil hom ons nie doodmaak, hy moet nou 'n bietjie loop. So toe nou daar waar die skape se kraal is, daar rondom het ons nou wel elke dag 'n balvoer uitgery. Want dit was, ek dink 500 of so skape. Maar die punt is net, is dat ons herder, prys die Here, was bereid om dood te gaan vir sy skape. Wat 'n herder. Wat 'n herder. Hoor julle, ek vergelyk die Here nie met Piet nie. Piet of enige Petrus of enige een nie. Maar ek sê net, ons herder kan nie sonder ons nie. So graag wil hy vir ons wees en by ons wees, dat hy gekom het en vir ons kom sterf het. En ja, hy ry nie elke dag bale voer uit nie, maar hy gee vir ons kos. Hy weet ons het ook kos nodig. Sonder hierdie voedsel is dit ernstige droogte. Het ons almal droogte hulp nodig. Johannes 10:14 sê, ek is die goeie herder, sê Jesus. En ek ken my eie en my eie ken my. Dis net, ek weet, dit is seker so 'n bekende vers, maar toe ek dit hierdie week lees opnuut, is dit asof dit vir my net eenvoudig, Jesus sê, ek is die goeie herder, en hy sê vir my, ek ken jou, en hy sê vir my, jy ken my. Jy ken my. As iemand jou skielik op die straat moet vra, ken jy die Here? Goed, dan sê 90% mense in Suid-Afrika, ja, ken hom. En dan sê jy dadelik natuurlik vir hulle, maar weet jy net van hom? Of ken jy hom regtig? Praat jy met hom? En opnuut, Jesus sê vir my, jy praat met my.
Jy ken my, jy weet dalk nie altyd nie. Ek weet ek het dit al baie vele gehoor, maar dit kom nou maar net op. As Samuel, klein Samuel, daar was sy ma, ek wil baie ma so graag 'n klein seentjie wil, ek sê dit nou nie, gelukkig het die mens met klein seentjie uitgeloop, maar sal hom miskien die seentjie so nou en dan vir 'n priester wil vat, jy weet. Hier vat ons nie klein Samuel, ons het een Samuel genoeg, heeltemal genoeg vir ons, hoor. Maar in elk geval, maar sy Hanna vat vir Samuel en hy bly by Eli en hy droom, né? Ons ken almal die verhaal so goed. En dan sê 2 keer, sê die 3de keer vra hy weer, hy dink is Eli wat met hom praat. Hoekom het Samuel gedink dis Eli wat met hom praat? Want daai stem wat hy gehoor het was bekend. Hoor julle, ek meen, dis nie net Eli en Huiwerag, dat was mos Hofni en Pinias, of wat is hulle name, daai 2 stoute seuns van Eli? Niks nitte, maar in elk geval. Het kon hulle gewees het, dit kon iemand anders wees het, maar nee, hy dink dis Eli wat hom roep, want dit is 'n bekende stem. Die Here het voor dit al met Samuel gepraat. Samuel het net nie daardie stem herken nie, of geweet wie dit is nie. Ek wil vir julle vanoggend sê, hy praat met ons. Ons herder ken jou, hy ken vir my, en ek en jy ken hom. Hy praat met ons. Ons moet net hierdie ore, ons moet die volume bietjie opstel. Ons moet net 'n bietjie oopmaak. Want vers 15 sê, net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken. Ek ken my eie, en my eie ken my, net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape, sê Jesus. Dit is eintlik so kosbaar, as jy regtig kan 100% snap, dat die goeie herder het gekom, en hy het vir elke mens op die aarde, het hy kom lewe, kom wonderwerke doen, kom teenstand, mense wat met hom net eenvoudig kwaad was vir hom, en eintlik die meeste van die tyd, vir al die religious ouens, was jaloers op hom, né? Want hulle kon nie eintlik veel vrug op hulle lewens sien nie. Maar hulle was jaloers op hom, maar hy het net eenvoudig bly vir ons lewe, en hy bly vir ons sterwe, ten spyte van sy eie 12 mense wat by hom was, wat hom die beste moes geken het, weggehardloop, hom verloon. Petrus eintlik erger as jy my vra, ons kan lank daaroor gesels, hy het eintlik Jesus erger verloon as Judas, maar gelukkig het hy homself nie gehang nie, want ek sê nou vir julle, as Judas homself nie gehang het nie, en hy het, nadat Jesus opgestaan het uit die dood, het hy daarvan gehoor, sal Jesus hom vergewe het. Ek is 100% seker daarvan. Jy kan sê wat jy wil. Jesus sou Judas vergewe het. Hy sal hom ontvang het. Hoor julle, hy sal die een wees wat vir hulle gaan sê, gaan kry hom. Gaan soek vir Judas. Daar en daar kruip hy weg. Gaan kry hom. Hy's ergens in Gaza, maar in elk geval. Nee, Jesus, nie politiek praat nie, maar in elk geval. Maar julle sien, Jesus sê, ek is die goeie herder, ek is die eienaar van my skape, ek ken hulle, en ek wil die beste vir hulle, ek is ontsaglik lief vir hulle, hulle is vir my die belangrikste wat daar is. Die een ding wat ek net besef, is dat, as ons, want ek dink nou baie in die hemel, want daar is nou baie foto's van my vrou daar om my, maar as ons moet snap en besef, as ons in die dag in die hemel kom, gaan ons snap en besef, wat het Jesus agtergelaat om hier met sandale vol stof te kom loop? Hoor julle? Dan gaan ons besef, wat het hy opgegee? Die absolute teenwoordigheid van die liefde van Vader, waar daar rustigheid is, waar daar liefde is, waar daar aanvaarding is, en ons kan aanhou en aanhou opnaam, al die byvoeglike naamwoorde wat ons ken, want in God se teenwoordigheid is daar goedheid. Met hoofletters gespel, suurskrif geskryf, want hoekom? Want hy is goed en hy is liefde. So Jesus het dit opgegee, en soos Paulus in Filippense sê, die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Die gestalte van 'n slaaf aangeneem en vir ons gekom. In vers 15 sê Jesus, hy ken sy skape soos Vader hom ken. Die vraag is, ken ons vir Jesus soos wat Vader hom ken? Nee, ons ken hom nog nie so nie. Ons sal hom leer ken. Ek wil jou nie demotiveer, ek wil jou motiveer. Ek wil vir jou sê, Here, ek ken U. Ek wil jy moet dit vir hom sê. As jy enigiets lees in die Bybel, dan moet jy dadelik sê, Here, ek ken U.
Ek ken nie, ek verklaar dit en ek sal vir u beter en beter leer ken. Hoekom? Want ek gaan die woord vat en ek gaan die woord eet elke dag. Ek gaan dit in Engels die woord devour. Dit is omtrent soos 'n student of 'n army ou wat eet. Jy eet net eenvoudig wat hier voor jou neergesit word. Behalwe nou, Ivena het baie keer vir my en haar broer, hy het by ons gebly toe ons studente was, in 'n woonstel agter, en dan maak sy vir ons vetkoeke, né? Dan moet ons hulle net in die mikrogolf warm maak. Maar dan word hulle, ek het julle al vertel, maar dan word hulle, baie keer dan sit jy hom te lank, dan as hy kliphard sy uitkom, dan het ons 'n golfstok, dan kyk ons of hy daai vetkoek oor die swembad kan, en as die tannie langs dan, sy het by nasionale intelligensie gewerk, dan gee ons vir haar hond ook enetjie, dan skep jy hom so daaroor, jy weet, maar in elk geval, lang stories oor daai hond vertel, maar daai hond kon nie op ons split nie, prys die Here, kon nie lees of skryf die hond nie. Ons is natuurlik baie slimmer. Julle sien, die groot ding is ons moet net besef dat ons Here se wil vir ons is so goed dat hy die absolute ideaal gemaak het dat ons kan weet ons leef in sy teenwoordigheid. Hy sê vir ons oor en oor, ek ken jou. Ek ken jou, ek ken my Vader en my Vader ken jou en ons is lief vir jou. Ons wil by jou wees. Ons wil by jou wees. Sit die jou daar opry, ek lyk of jy stikkend is, Johnny. Maar in elk geval, ons wil by jou wees. Dit is hoe Jesus se hart na ons toe uitroep. Julle sien, sy beste is vir ons, naamlik die hoop van sy heerlikheid vir ons. Om hom te ken, en so naby soos aan ons te wees, soos wat enige iets of iemand aan jou kan wees en meer. Daar's net so nou en dan wat 'n hartchirurg so naby aan jou kom. As hy sy vingers hier in jou hart kom sit. Ek sal so opgewonde wees as 'n hartchirurg nou moet oopmaak en hy moet kyk en hy moet sê, prys die Here, ek gee my hart vir die Here. Ek het die Jesus gesien. Ek het die Heilige Gees gesien. Hy moet net die regte bril op hê. Kolossense 1:26 sê, die misterie wat vir eeue en geslagte lank verborge was, is nou aan sy heiliges bekend gemaak. Ons, sy saints. Psalm 116, die gasiet, die heiliges. Dit is aan ons bekend gemaak. God het besluit om hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid, in ander woorde die glorie, van hierdie misterie vir alle mense is. Christus is in julle. Die hoop op die glorie van Christus. Die hoop op die glorie van God. Sy heerlikheid. Hy het besluit om dit aan ons bekend te maak. Christus, die Messias, die gesalfde in ons. Dis die grootste misterie. En prys die Here, hy is in ons. Die woord sê hy is in ons, daarom is hy in ons. Maak nie saak hoe jy voel nie. Johannes 10:27, ons was nou by 14 en 15, 27 sê Jesus, my skape luister na my stem. Ons is nog steeds die skape, né? Hierdie ouens van Project of Love, ek weet julle, ek het nog sulke goed het ons al geplaas van daai liedjies wat ons sing, saam met hulle het al gesing, en hulle skryf, sing mos die woord, né, direk woord, New Living Translation en Message. En as 'n nuwe een wat hulle gemaak het, waar hulle sing oor die wolwe, dan sit 'n wolf in skaapsklere. Maar hulle het 'n prentjie van 'n regte wolf en dan het hy 'n skaapvel so oor, soos 'n ou wat 'n jas aan het, 'n wolf in skaapsklere. Nou ek sê nou vir jou, ons is skape. En ons verklaar ons het nie 'n wolf in skaapsklere hier nie, want ek dink hulle verwys nou maar meestal na predikante, né? My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Ek wil hê jy moet dit hoor. Jy moet net sê, okay, ek lees dit, ek weet daar staan. Jy moet dit vat. Jy moet sê, ek luister na die stem van die Here. Ja, ek hoor, as jou eie skuld is die en kyk, maar aan al sulke tjol. Maar ek sê nou vir julle, maak nie saak wat jy hoor nie. Maak nie saak wat se goeie of wat se slegte nuus jy hoor nie. Ek luister na die stem van die Here. En maak nie saak, en as ons na die stem van die Here luister, dan maak dit nie saak wat gebeur in die wêreld om ons nie. Dit maak nie saak wat wie sê nie. Al staan Malema op sy kop, al begin hy blou dra in plaas van, ek sê nie van nou sy blou dra nie, want die blou bulle nie assosieer met die rooi hempies nie. Maar al begin hy, maak nie saak wat hy sê of wie enige mens of iets sê nie. Ek luister na die stem van my Vader. Ek maak sy woord oop. En ek kan nie anders as om te sê, ek het hoop op die glorie van God. Hoop op die heerlikheid. Christus is in my. Daarom is ek nie bang nie. Ek is nie vreesbevange nie.
My broek staan stil. Hy bewe nie. Vers 28, ek gee hulle die ewige lewe. Hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie. En hoor hierdie ene, en niemand sal hulle uit my hand kan ruk nie. Niemand kan jou uit die hand van die Here ruk nie. Hulle kan vergeet daarvan, niemand nie, wat 'n belofte. Vers 29, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Ek en die Vader is een. Daar's 'n bekende vers wat ek toe nou aan dink, toe ek hierdie weer lees, toe skryf ek dit nou maar net hier so, 1 Johannes 4:4, né? Hy sê, julle kinders is uit God, en het hulle oorwin. Met ander woorde, enige een wat teenoor jou kom. Hy sê, julle kinders, julle is uit God. Julle is gebore, julle is wedergebore, né? Daarom, julle het hulle reeds, enige een wat teen jou kom, het jy oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Selfs, en dan, daai hulle, is nie net ander wat van ver af kom nie. Dis die hulle wat hier in jou kop rol, né? Ons eie bekommernisse, ons eie wonder, wat gaan gebeur? Lees die Bybel en koop vir jou 'n bytplaatjie. Slaap ook met hom, anders word jy tandjies baie kort. Myne ek het bietjie te laat begin. Ek het eers op 40 'n bytplaatjie begin dra. As ek vroeër kon ene gedra het, sou die tandjies bietjie langer gewees het. Prys die Here, maar prys die Here dat my liefie het gesorg het ek. As jy by haar gekom het, jy het nie daar uitgestap met 'n bytplaatjie nie, dan weet ek nie. Jesus sê, niemand kan ons uit die hand van die Vader ruk nie. Daarom is ons altyd in oorwinning. Ons moet dit verklaar. As jy uitstap weg van 'n geveg loop, of 'n baas of iemand is lelik met jou, en jy stap daar uit en jy glimlag, gaan die ander ouens dit nie verstaan nie, dan gee jy vir hulle hierdie vers. Dan sê jy, die baas is alright, maar weet jy verstaan nie lekker nie. Hy's besig om met die beste ou by hierdie werkplek te raas. Ek kan dit nie glo nie. Ek dink die engele in die hemel, kyk my vrou snaaks aan, want sy het my baie keer my engel genoem, né? En hulle sê seker, ek kan nie glo jy het hom my engel, maar in elk geval. Jy sien, Jesus sê, ek en die Vader is een, ons is een, en Jesus en die Vader is een, in hulle totale liefde vir ons, in hulle totale, alles wat ons nodig het, gee vir ons. Gaan lees 2 Petrus 1 vers 3. Hy het ons alles gegee wat ons nodig het, om vir hom te kan lewe en hom te kan dien. En ons moet hoor vanoggend, jy en ek is in die hand van die Vader. Niemand, niks kan ons uit sy hand uitruk nie. Dis net nie moontlik nie. Daarom, vers wat ons verlede week ook gelees het, Hebreërs 10 vers 23, laat ons styf vashou. Laat ons styf vashou in die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Laat ons styf vashou, vasbind, arresteer. Ons moet letterlik die belofte, die belydenis van ons hoop, dit wat ons bely, wat ons hoop, en onthou hierdie hoop, is nie ek hoop dit gaan gebeur nie. Ek glo dit gaan gebeur, of dit het reeds gebeur. Hierdie is 'n vaste hoop, soos die Hebreërskrywer sê. Die hoop wat ons in Christus het, is 'n vaste hoop. Geloof, Hebreërs 11:1, is om seker te wees van dit wat ons hoop. So geloof is nog steeds hoop, maar is 'n vaste hoop. Ek twyfel nie daaroor nie. Dit is for sure. Struus nannies Kupela, dis beloof. Ek weet nie of julle dit ook as kinders gesê het nie. Laat ons styf vashou, laat ons vasbind, arresteer. Die belydenis van wat ons hoop, wat ons verwagting is. Ons verwagting vir hierdie stuk aarde waarop ons lewe. Ons sê hierdie stuk aarde behoort aan die Here. So dit ek dink verlede Sondag ook gesê, hierdie stuk aarde behoort aan die Here. Maak nie saak wat nie. En al sê die ouens, Oos-London gaan 'n spookdorp word, 'n ghost town, dan sê ons, yes, hulle is reg. Holy Ghost Town. Mense sal hiernatoe trek om met die Heilige Gees te doen te kry. En dan sal hulle ook werk en lewe. Ons verklaar dit. Ons vat nie die nonsens van die wêreld nie. Ons vat nie die absolute negatiewe. Jy ouens sal vir jou sê, maar jy moet in realiteit kyk. Weet julle, baie dinge was vir my al baie reël gewees. En op die ou end gebeur dit nie. En op die ou end is daar heeltemal 'n ander uitkoms.
Maar ons uitkoms is klaar gebeur. Jesus het klaar vir ons uitkoms beloof. Hy het klaar vir ons bewerk, dit is 'n feit. En dit wat in ons lewens gebeur, vat ons as 'n seëning. Ons is nie bang vir die toekoms nie. Hierdie stuk aarde waar ons lewe sal geseënd wees. Maak nie saak hoeveel voorvader stories en wat ook al gebeur nie. Nee, laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om te weifel, sonder om te wyk, sonder om besluitloos te wees. Want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Hy's betroubaar. Jesus is betroubaar. Hy's absoluut betroubaar. Ons Vader is betroubaar. Julle sien, ons kan met sekerheid, 100% sekerheid en vertroue kan ek en jy uitroep, ek behoort aan my Vader. Ek behoort aan die God wat hemel en aarde gemaak het. Ek behoort aan hom. Wat het met sy asem geskep het, dit is nou die dag in Psalm, ek kan nou nie onthou nie gelees het, met sy asem geskep. Ek behoort aan my Vader. Ek behoort aan Yeshua. Ek behoort aan Heilige Gees. Heilige Gees is in my konstant. Ten spyte van my is Heilige Gees in my. Hy hou dalk nie van al my grappies nie, maar hy's in my. En ek kies om te bly in sy rivier van liefde, sy river of love. Ek kies om in dit te bly. Ek swem saam met Jesus. Ek kies om in sy rivier van liefde en van vreugde en van vrede in sy teenwoordigheid te wees. Ons lewe in 'n rivier. As die vyand aanstorm soos 'n rivier, jaag die Gees van die Here hom op loop. Ons lewe in 'n rivier. Maar ons swem stroom op, ek weet. Maar ons doen dit vir die Here. Ons gaan eenvoudig in ons lewe vir hom, want sy rivier is 'n rivier van lewe in die Heilige Gees. Onbeperkte liefde en genade. Swem, Jannie, swem. Ken nou ongelukkig hierdie liedjie meer so goed nie. Maar moet nou nie vir my 'n CD stuur nie, asseblief. Want ek het nie meer 'n CD speler nie. Psalm 103 vers 8, Passion Translation sê dit so mooi, 103:8. Hy sê, Lord, you are so kind and tender-hearted to those who don't deserve it. En dalk lees ek dit nou net vir myself. And so patient with people who fail you. Dalk lees ek dit ook vir net vir myself. Your love is like a flooding river, overflowing its banks with kindness. Sien 'n rivier wat oor sy walle gaan. En is die vreeslikste ding om te sien. Ek het een keer daar langs die val daar, my oom wat ons baie goed geken het, en hy het altyd by ons Marabulle gekoop, en ek is daar by die oom, en het reën. En ek het net met genade by die oom gekom. Nou wil die oom, hy sê ek moet saam met hom ry, want ek sê toe hoekom? Nee oom, hy sê nee. En ons in die bakkie aan ons ry. Hy sê nee, nou sit ek vas, dan kan jy stoot, sê vir my. Ja, ek sal gesukkel het. Maar in elk geval, en terwyl ons so sit, nou is daar so laagte, en dan kom die vaaldam so punt so uit. En die volgende oomblik gaan hy net so oor hy dingetjie, gaan hy so in hy oom se lande in. Hy oom sê net, prys die Here. Prys die Here. Hy milies is heel moontlik daarmee heen, groot deel van dit. Hy sê net, prys die Here. Nou ek sê nou vir julle, maak nie saak waar die rivier vloei nie, laat hy vloei. Van die rivier waarin ons is, the river of love, is 'n rivier van onbeperkte liefde en genade. Kom ek begin weer probeer om hierdie vers te lees. Psalm 103 vers 8. Lord, you so kind and tender-hearted to those who don't deserve it, and so patient with people who fail you. Your love is like a flooding river, overflowing its banks with kindness. Here, u rivier in ons lewe, jy moet dit verklaar, jy moet dit glo. Die rivier waarin ek lewe, my cup runneth over, sê Psalm 23, nee, my beker loop oor. Dis nie net in die koninkryk gooi jy nie vir iemand koeldrank en jy bang om te mors nie. Jy kan maar mors, die strate is van goud, hulle gee nie om nie. My beker loop oor, en die oorloop van my beker moenie jaloesie en moedeloosheid en vrees en al hierdie goed te wees nie. Ek noem nou my 3 van 3000. Dit hoef nie hierdie goed te wees nie. Nee, die beker wat oorloop in my lewe, dit wat ek mors in die straat en in my huis, moet die liefde en die goedheid, die kindness van die Here wees. Hoor julle, want ek lewe in 'n rivier, sonder gumboots of 'n duikpak. Ek lewe in hierdie rivier.
Ek lewe in hom, ek moet dit vir myself sê, ek het die vreugde, ek het die voorreg om in die rivier van God se liefde te lewe. Johannes 7:38. Ek het nou net hard weer gesing, hoor julle. Hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome lewende water. Vers 39 sê vir jou, dit is die Heilige Gees. Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hy wat in my glo, sê Jesus. Soos wat die skrif sê, strome lewende water, Heilige Gees sal vanuit sy binneste vloei. Ek verklaar, waar ook al jy is, sal mense met die teenwoordigheid van God, van Vader en Heilige Gees te doen kry. Hulle sal te doen kry met die Here. Wanneer hulle met jou te doen kry, kry hulle te doen met die Here, met die Almagtige, met hom wat hulle lief het ten spyte van hulle en ten spyte van ons. Prys die Here. Filippense 1:9. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig. Want soos wat jy met 'n beker wat oorloop, in 'n rivier swem wat se water oor die kante gaan, so sê ek nou vir julle, want ons neem toe in die liefde van die Here. Ons neem toe in sy liefde. Ons neem toe in liefde wat al hoe meer sal toeneem in kennis en insig. En hoe liewer ons vir mense rondom ons word, weet julle, as jy regtig begin na mense kyk, vra die Here as jy sit op 'n plek, of as jy by 'n plek is, as jy hier's nou, Charlene het afgeloop, maar kan ek sê, hier's 'n paar onderwyseresse, maar in elk geval, maar ek het in onderwyserhuis groot geword. My maat altyd, as sy van skool was, sy skool by die huis kom, en as hy baie klagtes gehad. Maar gelukkig, my pa was baie geduldig, né? Hy was regtig 'n voorbeeld. Johannie is ook so geduldige ou, maar in 'n geval, men pas op dat jy jou nie konnekteer aan die hoogspanningsdrade nie. So, maar in 'n geval. Maar maak nie saak wat gebeur, wat 'n situasie ook al is nie. Ons moet vir onsself sê, ons neem toe in die kennis van die liefde van die Here. Al is 'n watter situasie. Ek dink nou maar net aan 'n personeelvergadering, of wat ook al jy is, by die werk. Maak nie saak waar jy bevind en jy sê vir jouself, ek is in die rivier van die liefde van die Here. Ek begin in so 'n situasie, kyk na die mense om jou. Kyk na die persoon wat daar voorpraat en dalk nie weet wat hy sê nie. Hy sê maar hy weet nie wat hy sê nie. Sê net vir jouself, hierdie persoon is die Here voor lief. Hy's lief vir hierdie persoon. Sê vir jouself, ek is ook lief vir hierdie persoon. Hoor julle, ek weet dit is moeilik. Dit baie keer voel dit onmoontlik. Ek het al gestaan by 'n plek. Ag, kom ons sê nou maar vir mekaar, home affairs. En dan het die marriage officer wat daar sit, wat nou hierdie troupapiere by my moet vat en teken, en dit op die rekenaar sit, ignoreer my vir 9 minute. Wat kan 10 gewees het, maar ek staan net daar, ignoreer my flat. Sit net en skryf. Toe ek staan, toe het hy so gekyk, en hy ignoreer my flat. En ek staan, ek besef toe net, ek kan hierdie ou vat, ek kan hom deur hy venster sit, deur die tralies druk, ensovoort. Ek kan enige ding, maar wat gaan dit nou doen? Verstaan julle? Hierdie papier, mense gaan nou nie getroud word dan nie. Dit gaan nou nie 'n goeie ding van nie. Maar hoor net, en ek staan net daar geduldig. En prys die Here, of hy nou 'n fake smile gebruik het, maar toe glimlag ek vir hom, toe hy uiteindelik opkyk. En hy kyk vas in 'n glimlag. En hy sê toe, hy het soeke vir my gedink, hy het my vra, draai jy 'n plaatjie as jy slaap? Maar in 'n geval, maar die punt is, jy moet jou plaatjie dra, en jou tandjies lyk nie so goed nie. Die punt is net, maak nie saak watter situasie ons is nie. Ons moet vir onsself sê, hierdie persoon, die Here is lief vir hierdie persoon. Hoekom moet ek dit kan sê? Want ek lewe in 'n rivier van die liefde en die goedheid en die genade van die Here. Ek bevind my in daai rivier. Ek kan nie saam met hierdie ou, waar hy in die wat ook al lewe nie. Daai moet begin fietsry, maar in 'n geval. Maar maak nie saak wat of waar ek my bevind nie. Ek moet weet, ek bevind my in 'n rivier van die liefde van die Here. Kom ons blaai liewer om. Laasweek het ons ook hierdie vers begin in Johannes 4 gelees, waar Jesus praat met die Samaritaanse vrou, né? En dan sê hy vir haar, ek weet nie of hierdie vers laasweek gelees, maar vers 21 sê Jesus vir haar, vrou, glo my,
Daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Praat nou van Jerusalem en Sion, né? Vers 22, julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan, want verlossing kom uit die Jode. Ek sê dit sommer net ekstra. Die vers was nie nodig nie, maar ek wil hê jy moet dit elke Sondag hoor. Verlossing kom uit die Jode. Vers 23 dan. Daar kom egter 'n tyd en dit is nou, dat die ware aanbidders, die Vader en Gees en waarheid sal proskineo, sal aanbid. Want die Vader wil juis sulke aanbidders hê. God is Gees. Wie hom aanbid, moet in Gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet die Messias kom wat Christus genoem word, die gesalfde. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. So sy sê vir Jesus, ek weet jy gaan kom, want sy weet nie dis hy nie, né? Jesus sê vir haar, ek is die een wat met jou praat. Ons het verlede Sondag gesê, die Mirror Bible sê, I am the one you are longing for. Julle sien vers 21, Jesus sê letterlik vir daai vrou. Hy sê vir haar, die tyd waarin ons nou, die tyd waarin ons almal gewag het gekom. Van nou af is aanbidding nie meer of op 'n berg, op 'n heilige berg of in 'n heilige stad nie. Nee, van nou af gaan dit in aanbidding, eenvoudig of jy nou in Jerusalem 'n Jood is en of jy in sê nou maar Japan 'n nie Jood is, maak nie saak waar jy jou bevind nie. Aanbidding, die werklikheid van aanbidding is dat jy in die teenwoordigheid van God aanbid, maak nie saak waar jy jou bevind nie. En dit is die tyd, prys die Here, waarin ons kan lewe. Hoor julle? Dis die wonderlike daarvan. Maak nie saak waar ek my bevind nie, al verdwaal jy. Ek sal nou nie vertel van die kere wat ons verdwaal het en ek dan nie na Ivena geluister het nie. Maar in elk geval. Snaaks het vrouens net skielik, hulle het nie rigting, skielik het hulle rigting. En dan glo hulle nie en dan het hulle. O, Jesusie. Dat Samuel moet ook nou nie deel nie, maar hy kan uit agter in die kar gesit. Hy sê vir julle 'n paar voorbeelde kan vertel. In vers 23, ons leef in 'n tyd van 'n totaal nuwe era. Jesus sê vir hulle, kom egter 'n tyd is nou dat die ware aanbidders Vader, Gees en waarheid sal aanbid, sal proskineo. Ons leef in 'n totaal nuwe tyd, sê Jesus vir haar. 'n Totaal nuwe era. Eksterne aanbidding, rituele, word nou vervang deur ware geesaanbidding. Ons aanbid God nou deur sy Heilige Gees. Ons is nou die skape wat letterlik, ons eet uit die hand van die herder skielik. Hy loop nie meer ver en ons eet in die veld daar en hy hou ons dop en hy roep ons en hy wanneer ons eet ons uit sy hand uit. Die hele tyd saam met hom. Ware aanbidders wat God in hierdie Gees aanbid, wat van aangesig tot aangesig met Vader aanbid. En dit laat my baie dink, dis soos wat God die mens geskaap het. Toe die Here vir Adam geskaap het, wat het hy gedoen? Hy het sy gesig op sy gesig gesit en lewe in hom geblaas. Baie persoonlik, baie naby. Hy het nie gesê, jy infidel, staan op, jy gaan nou lewe nie. Hy het nie gesê, hy het hom daar gevat en asem in hom ingeblaas. Amen. Julle sien, die Here het asem in Adam ingeplaas. Daarom ons leef in 'n tyd waar dit pros beteken van aangesig tot aangesig. Proskineo. En dan se ouens wat eintlik wil beweer, ouens probeer altyd, partykeer voel ek net, partykeer die ouens wil die Bybel, hulle probeer iets interessants kry sodat hulle dit interessanter kan maak, verstaan jy? En as party ouens wat beweer hierdie woord kom van die woord wat beteken hond in Hebreëus, né? En dan sê hulle dis soos 'n hond wat die hand van sy vader lek, versê hulle van die aanbidding. Dan sê hulle want jy soen die hand. Daar's net een verwysing daarna, behalwe dat die woord sê dat jou hond keer terug na sy braaksel toe, wat ook waar is vir die mens, maar dat die vrou wat Jesus genees sê mos, dan wanneer sy sê Here uitroep na hom, dan sê want sy's 'n Samaritaan ook of 'n Kanaaniet of iets, sy's nie 'n Jood nie. Dan sê Jesus hierdie salvation, hierdie genesing is vir die kinders van Israel. Dan sê sy maar nie vir die honde nie, dan sê sy maar dat die hondjies net krummels eet. Jy kan daaraan dink, maar nee.
Hierdie proskineo kom van pros en horao, wat letterlik beteken van aangesig tot aangesig, en die beste woord om dit te beskryf is die Griekse woord koinonia. Gemeenskap. Van aangesig gemeenskap te hê, intiem met mekaar te gesels, regtig met mekaar te praat. En die Here doen dit selfs met vrouens, hè? En hulle sê baie goed. Man sê net dankie Here, want jy weet. Maar hy wil daai geselskap hê. Dis ook hoekom al meer vrouens in kerk is as mans, maar in elk geval. Dwars oor die wêreld. Rooms-Katolieke kerk beweer hulle bestaan uit 70%, 80% vrouens. Die punt wat ek wil maak is die Here kom en hy maak dit vir ons moontlik om persoonlik van aangesig tot aangesig met hom 'n verhouding te hê. Jesus sê, dis die tyd waarin jy lewe. Ek wil hê mense met my kom aanbid in gees en in waarheid, saam met Heilige Gees wat in hulle is. Moet hulle na my toe kom daagliks, uurliks, soveel as moontlik, sonder om soms daaraan te dink selfs, en hulle moet met my kommunikeer. Want ek wil daai kommunikasie wil ek hê, sê die Here. Ek verlang na jou. Letterlik. Julle weet ek kan assosieer met iemand wat nooit met die Here praat nie. In die sin, toe ek nou eers, ek weet ek het dit al baie gesê, maar toe ek nou eers vir Ivena die dag ontmoet, het ek heeltyd by haar gekuier. Elke aftyd wat ek gehad het, elke naweek wat ek afgehad het, toe ek al my toe is, as ek pas gehad het. En my ouers het mos gesê, al wanneer ek bel is, wanneer ek geld soek of baie vuil wasgoed het. En maar ek was lief vir my ouers. Ek bedoel, ek was baie lief vir hulle, was goeie ouers. So dis nie dat, maar hulle was nie meer prioriteit nommer 1 nie. Daar was ander prioriteite nou. Belangriker prioriteite, verstaan julle? Ek sê nou vir julle, Jesus, maak nie saak waar jy hom prioritiseer nie. Jy is sy eerste prioriteit. Want onthou, hy is die bruidegom. Hy is die volmaakte bruidegom. En hy is vir ons lief. Hy is lief vir sy Vader, maar hy wil hê ons moet saam met hom sy Vader aanbid. Hy wil hê ons moet saam met hom, met ons proskineo, moet ons van aangesig tot aangesig koinonia, gemeenskap hê met die Vader. Dis sy hartwens vir ons, maar dit is ook omdat hy weet, dit is die beste vir ons. Fellowship met hom, gemeenskap met God, en ja, met ander gelowiges. Gemeenskap. Goddelike van aangesig tot aangesig fellowship, gemeenskap. Dit is ware aanbidding. Dit is wat hy wil vir ons. Vers 24, kom ons lees hom net weer. Vers 24 sê, God is gees en wie hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Jesus sê vir hierdie vrou, hy sê vir haar, God is gees. Ons kan hom nie fisies vergelyk nie. Hy is nie soos 'n heilige berg nie. Hy is nie soos die tempel nie, nee. Maar hy is ons bron. Hy is ons begin en ons einde. Dis hoekom sy Heilige Gees dit alles vervang. Daarom word ons ook nie meer gedefinieer nou op grond van ons fisiese geboorte nie. Is jy 'n Jood? Is jy 'n Samaritaan? Nee, ek's 'n mengelmoes tussen 'n klomp Engelse en 'n klomp dom en om Hollanders, Wiebes gelukkig nie, maar 'n klomp Hollanders wat so volstreek is en van alle nasies. Klomp nasies. Ek en die Wena al gewonder of ons nie ergens ook swart familie het nie, want my pa was baie donker. Julle weet nie hoe donker was my pa nie. En my oudste suster se oudste dogter, het jy dit al vertel, maar die petroljoggie het mos daar ergens in Johannesburg gevra, ma'am, want sy gooi altyd by dieselfde, sê, ma'am, are you a colored or an Indian? Prys die Here. Julle sien, ons word nie gedefinieer deur ons fisiese geboorte nie. Of jy Jood of nie Jood is nie. Nee, ons word ook nie gedefinieer deur jou huislike lewe of die omstandighede waaruit jy kom nie, of die werk wat jy het nie. Jou geskiedenis niks nie, jou kultuur of jou godsdiens nie. Ons word nie daaruit gedefinieer nie. Ons is kinders van God. Ons word gedefinieer as seuns en dogters van die Almagtige. Ons word deur liefde gedefinieer. Hoor julle, ons is letterlik op die veiligste, wonderlikste plek waar 'n mens hom kan bevind. Ons word deur genade en empatie gedefinieer.
Hy is lief vir ons, ten spyte van ons. Hy sien meer in ons wat ons op ons beste tye, wanneer ons so positief as moontlik wil wees, al berei jy jou voor vir 'n onderhoud, vir 'n werk wat jy graag wil hê. En jy dink net aan al die goeie dinge wat jy nog ooit in die lewe gedoen. Jy dink net, Jesus, ek sal enigiets doen. Daar's 'n grappie van maar ek sal hom 'n bietjie mooi vertel van die ou wat by die plaasboer kom. En hy sê vir hom, meneer, ek wil hier by jou kom werk. En hy sê, maar ek het nie eintlik nou werkers nodig. Die ou sê, meneer, ek sal verniet werk. Ek sal vir maande verniet werk. Maar as jy geld het, hoef jy my nie baie te betaal nie. Meneer, jy hoef nie eens my plek te gee om te doen. Ek sal sommer daar onder die boom bly. Ek sal enigiets doen, ek sal dag en nag werk. Meneer, en hy beloof. En die boer kyk hom so en hy sê van, wie wat? Ek hou van jou. Ek gaan jou R50,000 'n maand gee. Ek gaan jou 2 keer 'n jaar oor see stuur. Nie sommer, jy gaan nie plek toe nie. Dis of Jeffries toe nie. Jy gaan oor see. Ek gaan jou 'n 13de check gee. Ek gaan vir jou, en hy maak honderde beloftes. En jy kyk so, hy sê, meneer, regtig. Die boer sê, hey, jy's die eerste een wat nonsens gepraat het. Maar daar's 'n ander weergawe ook, maar die punt wat ek wil maak is ons Vader, ten spyte van wat ons nonsens is, ten spyte daarvan, as jy al dink jy hoe goed oor jouself, jy kan nie so oor jouself dink as wat die Here aan jou dink nie. En onthou, ten spyte daarvan, dat hy jou nog beter ken as wat jy jouself ken. Want daar sekere van jou staf wat jy nou al vergeet het, prys die Here, hoop ek. Jy het dit al vergeet. Goed, die vyand kom herinner jou, maar jy probeer dit in elk geval vergeet. Maar ten spyte daarvan, hy kan dit elke besonderheid, alhoewel hy vir ons sê, jou sondes, ver as die ooste van die weste is. Hy sê, ek vergeet jou sondes. Die Here sê, ek gooi hulle weg van my af. Ek vergewe jou. Hy is lief vir ons, liewer as wat ons ooit kan dink. Liewer as wat ons ooit kan dink. Daarom word ons nie gedefinieer deur ons die fisiese in ons lewe nie. Nee, ons is syne. En ons is in die hand van ons Vader. En Jesus sê, uit die hand van my hand en uit die hand van my Vader kan niemand. Jy is 'n kind van my en jy gaan 'n kind van my bly en deel van my wees tot in ewigheid toe. En dit is van daai plek af wat ek en jy moet lewe. Ek het 'n ewige toekoms. Een van die dinge wat mense die meeste oorbekom, wat gaan in die toekoms gebeur? Jy weet, wat gaan? Jy weet, sê nou maar. By ons hoef ons nie meer te sê nou maar, dit gebeur klaar. Maar al hierdie vrese, nee, die plek van waar ek en jy lewe. Ek leef ek staan oogdiep, neusdiep. Ek haal asem deur my neus want my mond is onder water in hierdie rivier. En dit is 'n rivier van die liefde van God, die goedheid van God, die genade van die Here. Ek staan in sy rivier. En ek wil weer net kyk hoe hy oor die banke gaan, sodat dit kan uitspoel en deurspoel. Daar's 'n huursoldaatmaatskappy wat party van julle dalk ken. Baie van julle ken ook ouens wat al vir hulle gewerk het. Ek ken 'n paar ouens, Executive Outcomes. Dit begin deur onder andere Suid-Afrikaanse ouens, meeste polisie ouens en ou army ouens wat vir hulle werk en gewerk het, né? En julle sien Executive Outcomes is eintlik maar huursoldate, né? You pay and we fight for you. Jy betaal en ons veg vir jou. Jy weet daai tipe van ding. En hulle nogal natuurlik baie sukses gehad, want hulle weet wat hulle doen, maar in elk geval. Maar julle weet die perfekte executive outcome is wat Jesus vir ons gedoen het. Die ergste is, jy betaal nie eers vir dit nie. Hy betaal vir hierdie oorlog wat jy wil gewen hê. Jy huur hom, niemand het hom gehuur nie. Hy betaal. Hy's nie 'n huurling nie. Hy's die goeie herder. Onthou Jesus het 'n gelykenis waar hy praat van die huurling. Hy kyk na die skape, maar as 'n beer of 'n leeu kom, hol hy. Want hy's net 'n huurling, maar die herder veg daai leeu of daai beer. Jesus is die eienaar, hy's die goeie herder, hy het sy lewe kom gee, hy het kom betaal vir ons en hy veg vir ons. Daarom moet ek en jy, ons moet ons bekommernisse en al die goed wat ons pla,
Moet ons voor sê, gaan. Vir jou teenwoordigheid het ek nie gevra. Ons moet vir hulle sê, gaan. As iemand in die familie kom met 'n ding en ons almal weet, ag, daar's soveel, dan sê jy net, kom ons bid vir 'n oomblik. Ons sê, dankie Here, dat ons in die teenwoordigheid is. Dankie dat U ons uitkoms is. Dankie dat die ware executive outcome, waarvan die hele woord getuig, sy naam is Yeshua. Hy is nie net die CEO van hierdie executive outcome, hy het dit sommer self gaan doen. Hy het niemand anders vertrou om dit vir hom te doen nie. Amen. Want hy weet, Psalm 118 vers 8, hy weet, Jeremia 17, vervloek is die mens wat op mense vertrou. Jesus het dit sommer self gedoen. En ten spyte daarvan dat ons onbetroubaar is, hy is betroubaar. Hy is getrou. Daarom moet ons styf vashou. Daarom moet ons vasgryp. Daarom moet ons arresteer die belydenis van ons hoop, sonder om te weifel, sonder om te twyfel, sonder om op en af te gaan. Nee, hy is getrou. Die een wat die belofte gee is getrou. Jesus het vir ons 'n vaste belofte gegee. En hy in elke ding waaroor hy bid, elke ding waarvoor hy die Here vertrou, ons land, vir gesondheid, vir elke ding. Jy moet net sê, ek hou vas, want Jesus is getrou. Ek bly getuig. As iemand vir jou sê, maar jy het al hoeveel keer daarvoor gebid, dan sê jy, ek het nog nie genoeg gebid nie. Ek sal weer bid, ek gaan bly bid, want ek gaan nie ophou vertrou nie, want die hoop waarop my geloof en vertroue staan, is 'n vaste hoop. Sy naam is Jesus. Ek begin nie weer voor nie, ek wil net die eerste vers weer lees. Ek sien ek Lucian wonder. Johannes 10:14, ek is die goeie herder, en ek ken my eie en my eie ken my. Dankie Jesus. Saam met julle wil ek vanoggend sê, dankie Jesus. Dankie Here dat ons vasgeloop het. Party van ons moes eers 'n draai loop, né? Party van ons moes eers voor 'n krygsraad wees, of wat ook al gebeur het in jou lewe. Ons het 'n draai geloop en ons vasgeloop in 'n goeie herder, wat regtig vir ons lief is, en ons sê, dankie Jesus. Dankie dat ons vanoggend hier in die teenwoordigheid kan wees. Dat ons nou huis toe gaan, verklaar ons daai huis vir my. As jy vanoggend instap en jou sê vir jouself, hierdie huis vir my is 'n huis van gebed. Dis 'n huis van gebed. Hierdie is nie 'n rowersnes nie. Dis 'n huis van gebed. Dankie Jesus wat ons kan verklaar as ons môre by die werk instap, dat jy sal kan sê, hierdie waar ek sit in hierdie kantoor, hierdie plek is 'n huis van gebed. Ek verklaar dit en dankie Jesus dat U die goeie herder is. Dat U vir ons so lief is en Vader vir ons lief is en Heilige Gees homself binne in ons bevind. Dat niks of niemand kan ons uit U hand uitruk nie. Here, ons lewe in U teenwoordigheid. Daarom sal ons vashou aan die belydenis van ons hoop. Christus in ons is ons hoop, ons vaste hoop op die glorie van God, die gemanifesteerde teenwoordigheid van God. So Samuel wil ons vir elkeen in hierdie ding in ons lewe sê, Here, ek luister Here. Spreek Here, U diensknegt luister. Wat wil U vir my sê oor hierdie situasie? Maar ons vra dit nooit in verboureerdheid en in angstigheid nie, nee. Want ons is in 'n rivier van liefde en waar liefde is, 1 Johannes 4, is daar geen vrees nie. Nee, Here, ons het volle vertroue op die betroubare een. Ons geliefde, ons Yeshua. Dankie, Here. Ons prys U daarvoor. Dankie, Jesus, dat ons vanoggend, asof ons dit nog nooit gedoen het nie, hierdie land van ons voor U plaas. Hierdie land met al sy leiers en al sy mense. En ons kom plaas hulle voor U en ons verklaar, Here, in U naam verklaar ons, die rivier van liefde, the river of love, sal oor sy banke stroom. U kerk sal groei. Ons verklaar elke kerk en veral, charity begins at home. Elke kerk in BCM sal groei. Hierdie Heilige Gees dorp,
hierdie Heilige Gees stad verklaar ons, sal mense in rekordgetalle sal mense kerk toe gaan. Ons verklaar dit in Jesus se naam. Hulle sal saam aanbid, hulle sal U saam dien, hulle sal U vasgryp in elke situasie, hulle sal U loof en prys. En Here, ons eer U, ons sien al hoe ons U loof en prys vir alles wat goed is in Oos-London en BCM en in Suid-Afrika. En ons prys U al klaar. Dankie Here. Dankie vir alles wat ons wel het. Ons het soveel. Elkeen van ons hier is deel van die 10% rykste mense in die wêreld. Ons het 'n voertuig. Ons het aan die einde van 'n maand het ons nog geld vir kos. Dit maak ons bly in 'n huis met 'n dak. Dit maak ons onder die 10% rykste mense in die wêreld. En ons sê dankie Jesus. Ons prys U. Sê dankie, U is so goed vir ons. En dankie dat ons verklaar vanoggend, dis nie ons skerpheid nie. Dis nie omdat ons so goed groot gemaak is nie. Here, want ten spyte van groot maak kon ons lekker sleg uitgedraai het. Maar dankie Here, dis op grond van U liefde, U goedheid, U genade. Ons prys U daarvoor. En dankie Here dat ons kan verklaar, ons kinders sal Jesaja 54 kinders van die Here wees. Hulle sal deur U geleer word. Hulle sal geseënd wees. Ons kinders, ons nageslag, Here, sal voorbeelde wees. Psalm 86:17 van U goedheid. Ons verklaar dit in Jesus se naam. Dankie Jesus dat ek oor elkeen van ons hier kan sê shalom, shalom. Vrede, voorspoed, voorsiening, goedheid, genesing, totale heelheid in ons liggame. Dankie Jesus. En ja, vrede in ons lewens. Want ons bevind ons in 'n rivier van U liefde, U teenwoordigheid. Dankie Jesus. 'n voorreg Here om saam U woord oop te maak. Saam U te kan aanbid. Van aangesig tot aangesig. Met U te kan fellowship. Dankie Jesus. Dankie Vader. En Heilige Gees, Here, dankie dat wanneer ons hier uitstap, gaan ons nie uit sonder U nie. U is met ons, by ons. U laat ons nooit alleen nie. Hebreërs 13:5. U verlaat ons nooit nie. I will never leave you nor forsake you, the Amplified. I will not leave you nor forsake you. Dankie Jesus. Prys U, Here. Dankie Here. Amen. Amen. Prys die Here.